Wat het die volgende groepe mense in gemeen? Die Christelike koningshuise van Europa. Die Christelike regimes wat jy oor die hele wêreld kry. Fundamentalistiese Christelike konservatiewe groepe. Die bevrydingsteologie. Die voorspoedsteologie. Wat het hierdie klomp in gemeen? Een ding weet ek, en dit is, hulle het in gemeen die feit dat hulle Jesus wil toeëien vir dit waarin hulle glo. Die koningshuise van Europa het geglo, God wil dat die koning daar is, dis hoekom hulle hierdie dinastie gehad het. Die tsaar, God het hom aangestel om vir sy mense te sorg, en hy het dit baie swak gedoen. Maar ja, as God dit wil, dan is dit mos reg. Sekere van hierdie fasistiese regimes wat die Bybel gebruik om hulle eie sienings oor ander mense te regverdig. Fundamentalistiese polities-christelike groepe, hulle eien Jesus vir hulle self toe. Aan die ander kant die bevrydingsteologie. Jesus is aan die kant van die armes en daarom kan jy rykes plunder, jy kan steel, jy kan moord, solank dit teen die rykes is vir die armes. Die voorspoedsteologie. Jesus wil hê dat ons nie net voorspoedig moet wees nie, maar materieel ryk voorspoedig. Jesus was dan arm, daarom moet hy mos aan die kant van die armes wees. Nee, Jesus was ryk, daarom moet hy aan die kant van die rykes wees. Was Jesus arm of was Jesus ryk? Dis nogal 'n belangrike vraag, want dit gaan vir ons sê, is van hierdie groepe reg of is hulle nie reg nie? En daar is een gedeelte in die Bybel wat vir ons hierdie hele storie van Jesus rondom ryk of arm baie mooi verduidelik. 'n bekende gedeelte, Jesus se intog in Jerusalem, die week voor sy kruisiging. Ons gaan dit saam lees in die Markus Evangelie, Markus 11 van vers 1 tot 11. Toe hulle naby Jerusalem kom, by Betfage en Betanië teen die Olyfberg, stuur Jesus 2 van sy disippels met die opdrag: Gaan na die dorpie daar voor julle, en sodra julle in die dorpie ingaan, sal julle 'n vasgemaakte donkievol vind, waarop niemand nog ooit gesit het nie. Maak hom los en bring hom. As iemand julle vra, waarom doen julle dit, sê dan, die Here het hom nodig, en hy sal hom dadelik hierheen terugstuur. Hulle het gegaan en 'n donkievol gevind, vasgemaak by 'n deur buite die straat en hom losgemaak. Van die mense wat daar gestaan het, het vir hulle gevra: Waarom maak julle die donkievol los? Hulle het toe geantwoord soos Jesus hulle beveel het, en die mense het hulle laat begaan. Hulle bring toe die donkievol na Jesus en gooi hulle boklere oor hom, en Jesus het op hom gaan sit. Baie mense het hulle boklere op die pad oopgesprei, en ander weer takke met blare wat hulle in die veld afgekap het. Die wat voorgeloop het en die wat gevolg het, het uitgeroep: Hosanna, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Geseënd is die koninkryk wat kom, die van ons vader Dawid, Hosanna in die hoogste. Jesus het in Jerusalem die tempelterrein binne gegaan, en nadat hy na alles rondom hom gekyk het, het hy, omdat dit reeds aand was, na Betanië vertrek met die 12. Is daar aanduidings in die Bybel dat Jesus ryk was, nie so arm soos wat 'n mens oor die algemeen aanvaar nie? Ja, beslis. Een van die belangrikste is die naadlose kleed. Die kleed wat hy aangehad het, waaroor die soldate die loetjies getrek het, terwyl Jesus gekruisig was, is 'n baie duur kleed. So dis 'n aanduiding dat iemand wat sulke klere dra, nie arm kan wees nie. 'n ander aanduiding is die feit dat hulle 'n geldsak by hulle gehad het. Ons lees duidelik dat Judas die beursie gedra het. So, hulle het kontantvloei gehad. Wat vir jou sê dat hulle moes geld gehad het. Verder het Jesus baie vrylik rondbeweeg tussen ryk mense. Nou, daai tyd was sosiale status amper nog belangriker as vandag. Jy het jou nie geassosieer met iemand benede jou nie. So, die feit dat Jesus gasvry ontvang is in huise van ryk mense, dat hy by hulle geëet het, al hierdie dinge dui vir jou daarop dat Jesus dalk regtig waar nie so arm was soos wat ons gedink het nie. Ryk mense met wie Jesus geassosieer het, ons dink dadelik aan Saggeus die tollenaar, 'n skatryk man. Josef van Arimatea, ons lees duidelik dat hy ryk was en Jesus is in sy tuin in 'n graf begrawe. So hy en Jesus was regtig waar op 'n goeie voet, so ook van die Fariseërs soos Nikodemus.
Die vrou met die diersalf, ons lees nie dat sy ryk was nie, maar sy moes ten minste die geld gehad het om daardie salf te kon koop, wat sy dan oor Jesus uitgegooi het. En dan ander vroue wat hom finansiëel ondersteun het. Ons lees dat mense soos Johanna en Susanna van die vroue was wat vir Jesus voorsien het van middele. So, Jesus was wel op 'n goeie voet, nie net met invloedryke mense nie, maar regtig waar ook welvarende mense. Aan die ander kant is daar baie aanduidings dat Jesus arm was. Met sy geboorte, die offer wat hulle gebring het was 2 duwe. Dis arm mense se offer. Normaalweg sou jy 'n skaap gebring het, maar Josef en Maria het 2 duwe gebring. Jesus se grootwordjare. In ons Bybel staan daar dat Josef 'n timmerman uit Nasaret was. Nou ons weet, 'n timmerman uit Nasaret, dui heel moontlik daarop dat hy 'n piecejobsoeker in die groot stad Sepphoris was en dat hy nou maar in Nasaret, wat amper soos 'n plakkerskamp was, gebly het. So ons kan aanneem dat Jesus regtig waar met beperkte middele groot geword het. Dan die feit dat Jesus nie 'n huis gehad het nie. Dit lyk asof hy by Petrus hulle gebly het, moontlik op ander plekke, baie keer het hulle in die veld geslaap. Hy sê self dat hy nie 'n rusplek vir sy hoof het nie. So Jesus het nie eiendom gehad nie. Dan het Jesus baie keer goed geleen, wat vir jou sê hy het dit nie gehad nie. Hy het 'n boot geleen, hy het nie 'n boot gehad nie. Hy het in Jerusalem die bovertrek geleen, so hy het nie 'n soos die ou mense gehad het 'n nagmaalskamer in die dorp in Jerusalem gehad nie, hy het 'n plek geleen. Hy het 'n donkie geleen, ons sal nou daarna toe terugkom. Hy het selfs met respek gesê 'n graf geleen. Josef van Arimatea het 'n graf gegee vir sy liggaam. Dan toe hulle die tempelbelasting moes betaal. Wat sê Jesus moet Petrus doen? Dit lyk asof Jesus en Petrus die enigste 2 was wat oud genoeg was om tempelbelasting te betaal. So hulle 2 moes betaal. Wat sê Jesus vir Petrus? Hy gaan vang 'n vis en daar is die geld in die vis se mond. 'n wonderwerk. Die wonderwerk was dalk nodig omdat Jesus nie by hom die geld gehad het nie. En dan Jesus se hele prediking. Ons moet mooi onthou, as hy sê geseënd is die armes, dan bedoel hy nie die mense wat nie werk het of nie werk wil hê nie. Hy praat van die armes van gees, mense wat verstaan hoe afhanklik hulle van God is. Maar Jesus het dit geweldig teen die skrifgeleerdes wat hulle vaardighede van lees en skryf gebruik om arme mense te beroof. Jesus het dit gehaat teen die politieke misbruik van mag. So ja, sy hele prediking het daarop gedui dat dit vir hom gegaan het om regverdiging, die belastingstelsels van Herodes, waarmee hy nie net die boere nie, maar ook die vissers doodgemaak het. Jesus se hele lewenswyse, die feit dat hy so rondgetrek het, wys nie net vir ons dat hy nie eiendom gehad het nie, maar dat hy regtig waar ook, ek wil amper sê in sy eenvoud, vry was om te beweeg soos wat hy wil. Dan het Jesus hom beslis geassosieer met arme mense, teen die gebruike van destyds. Melaatses was mense wat regtig waar uit die samelewing uitgeskop was. Hulle het van oorskietkos op die afvalshoop, van dooie diere gelewe. Jesus het met hulle geassosieer, met ander arme mense, die weduwee van Nain se seun wat hy opgewek het, met siekes, met gebreklikes. Julle moet onthou, as jy gebreklik was daai tyd, jy het nie spesiale voorsiening gehad vir gestremdes nie. Blindes. Jesus het met hulle geassosieer. Dan die skares wat hom gevolg het. Hulle het nie verlof ingesit by die werk nie, dit was werklose mense. Dis hoekom hy vir hulle ook kos gegee het. Die mense wat na Jesus geluister het was, kom ons sê 99% werkloos en 100% ondervoed. Jesus het hulle geleer, hy het vir hulle gesorg. Hy het ook hulle tereggewys. Jesus het hom geassosieer met die weduwee wat as gevolg van die tempelbelasting alles wat sy gehad het in die skatkis gegooi het. Jesus se disippels, ja, daar was welgestelde mense by soos die tollenaars, maar die meeste van hulle was maar vissers, handearbeiders, arm, hardwerkende mense. Ook die gelykenisse wat Jesus vertel het, het vir ons gewys dat hy gewone mense geken het, boere, dagloners, werkers. Waar bring dit vir ons? Dit bring ons by Jesus se intog in Jerusalem. Jesus hulle het buite die stad gebly,
Betfage in Betanië. Ja, dit was Paasfees, so die stad was baie vol. Maar dit sê vir ons dat Jesus hulle nie eiendom gehad het om in Jerusalem te kan bly nie, hulle het daar naby gaan bly. Martha, Maria en Lazarus was mense by wie Jesus, lyk dit vir my, gereeld oorgebly het as hy Jerusalem toe gegaan het. Dan het hy nie 'n donkie gehad nie, maar hy het 'n donkie geleen. Hy het vir die disippels gesê om 'n donkie te gaan losmaak en met die donkie het hy dan in Jerusalem gery. En sy intoeg in Jerusalem is ongelooflik belangrik. Wat sê die feit dat hy op 'n donkie gery het? Kyk, die mense het in hom geroem as die Messias wat gekom het, die koninkryk wat hy sou gebring het, maar hy het die koninkryk inderdaad gebring, maar die manier waarop hy ingekom het in Jerusalem sê baie oor die koninkryk. As hy soos 'n ryk mens ingekom het, sou dit op 'n perd gewees het. 'n Perd is die dier van die ryk mense, maar dis ook die dier van oorlog. So as Jesus ingekom het met 'n perd, het hulle geweet, hier is 'n belangrike man, hier is 'n ryk man en hier kom moeilikheid. As Jesus 'n sukkelaar was, sou hy met sy voete in Jerusalem gekom het, wat hy 10 teen 1 die meeste van die tyd gedoen het. Maar wat nou? Jesus kom ingery op 'n donkie. 'n Donkie was nie 'n arme man se vervoer nie. Donkies wys dat jy iets gehad het. Maar dit was 'n geleende donkie. Die donkie is die dier wat gewerk het. Ek onthou jare terug in Newtville het 'n ou oomie vir my gesê, hierdie dat hulle standbeelde van perde maak, is sommer nonsens. 'n Perd beteken niks, 'n donkie. Toe vertel hy daarvan Bokvelsberg, daarvan van Reinsdorp af Newtville toe. Hy sê daardie berg is getem met donkies. Donkies het die binneland van Suid-Afrika gemaak, nie perde nie. Iets daarvan kry ons hier. Die donkie is die werkdier. Dis 'n hardwerkende dier. Hy het nie baie eer en aansien nie, maar hy is die een wat deursettingsvermoë het. Hy is die een wat die donkiekarretjies trek. Hy is die een wat die ploeg getrek het. Hy is die een wat gewerk het. So as jy nou buitekant gestaan het en jy het gesien, hier kom Jesus in, het jy geweet, dis nie 'n sukkelaar nie. Dis nie 'n multimiljonêr nie. Dis nie 'n oorlogsugtige mens nie, maar dis iemand wat hier is vir die mens. Die mense wat hardwerkende, eerlike, goeie mense is. Jesus se intoeg in Jerusalem sê vir ons iets baie belangriks. Hy het nie gekom vir 'n sekere groep nie. Hy het gekom vir die mens. Hy het gekom vir almal. Die mense was baie teleurgesteld, want hulle het 'n militêre koning verwag. Hulle het verwag dat Jesus nou dinge gaan regkry. Maar dit is so belangrik dat ons sal sien dat Jesus hierdeur sê, hy het gekom vir die arm, onderdrukte mense in Galilea. Hy het gekom vir die sukkelaars in Judea. Hy het gekom vir die Romeine wat hulle mag misbruik. Hy het gekom vir die Sadduseërs wat nie verstaan waaroor priesterskap gaan nie. Hy het gekom vir die Fariseërs wat dink hulle kan iets by God verdien. Hy het gekom vir die wetgeleerdes. Hy het gekom vir die skrifgeleerdes wat met hulle slim triks mense verkil het. Hy het gekom vir almal. En dit is die boodskap. Dit is hoekom hy 'n week later gekruisig is. Om daardeur vir ons te sê dat hy nie vir 'n groep gekom het nie. Hy het nie vir dinge gekom nie. Die koninkryk van God is nie 'n plek en 'n paleis nie. Die koninkryk van God is mense. En daardie mense sluit vir my en vir jou in. En dit is die belangrike. Jy is dalk 'n skatryk mens. Wonderlik. Het Jesus dit teen jou rykdom? Natuurlik nie. As die Bybel teen rykdom praat, destyds was dit nogal 'n moeilike ding om te onderskei. Baie van die rykdom was ten koste van ander. As Jesus praat of die Bybel praat teen rykdom, dan gaan dit oor rykdom ten koste van. Maar rykdom wat kom deur harde vindingryke werk. Natuurlik is die Bybel nie daarteen nie. Want dit gee vir jou juis die vermoë om ander te kan help. Daarom die Bybel moedig sukses in hierdie sin.
Die Bybel moedig voorspoed aan. In Jeremia sê die Here, man, gaan werk daar waar julle is, alles julle ballinge. Doen julle bes daar sodat julle vir julleself en vir die omgewing 'n aanwinst kan wees. Goed, ek is 'n arme mens. Ek het nie die vermoëns nie. Ek het nie die geleerdheid nie en baie goed tel teen my ouderdom, my ras, al hierdie dinge. Ag, ek is nou maar net 'n sukkelaar. Jesus is die een wat daar was vir die sukkelaars. Jesus is die een wat hulle opgehelp het. Jesus is die een wat die blinde se oë oopgemaak het sodat hulle in daai tyd 'n werk kan kry. Jesus is die een wat die krepeles gesond gemaak het sodat hulle weer 'n werk kon kry. Jesus is die een wat vir die vissers wat tot oor hulle ore belas was, 'n reuse visvangs gegee het. Jesus is die een wat vir my gekom het. Ek beskou myself as 'n gewone mens. Ek is nie so ryk dat ek nie weet wat om met my geld te doen nie, maar ek is ook nie so arm dat ek nie elke dag genoeg het om te eet nie. Jesus het gekom en hy sê vir my waar ek nou al is. Dalk is ek finansiëel op 'n goeie plek, maar dalk is ek emosioneel op 'n slegte plek. Dalk is ek geestelik besig met 'n wroging. Jesus het vir my gekom. Jesus het vir jou gekom. Dis hoekom hy nie 'n uitsondering gemaak het nie. Dis hoekom hy by die ryk mense en by die arme mense geëet het. Dis hoekom hy hom geassosieer het met alles en almal. So, as jy voel, Jesus wil hê jy moet ryk wees. En jy kan dit doen sonder om sonde te doen, sonder om dit wat jy het te misbruik. Go for it. Maak 'n sukses daarvan. As jy voel jy wil soos 'n askeet lewe, arm, eenvoudig, een met die natuur, wonderlik, maar moenie mense kritiseer wat anders lewe nie. As jy in die politiek 'n loopbaan wil maak, ek kry jou jammer want jy sal dit moet reg doen, jy sal dit moet doen sonder die eie ek, sonder misbruik. Maar dis die mense wat die Here nodig het. Wie jy is, waar jy is, Jesus is daar vir jou. Nou net 'n laaste ding, en ek het regtig waar amper gelag toe ek nou in die voorbereiding vir hierdie preek hierna gekyk het. Jesus het hierdie vreeslike intog in Jerusalem gehad. Die donkie is geleen, die klere is op die donkie gegooi, die mense takke afgesny, palmtakke, dis hoekom ons praat van Palm Sondag. Die mense het boomtakke afgesny, die mense het hulle klere op die paaie gegooi. Die hele Sanhedrin, die Sadduseërs was ontstel. Hulle het gesê, Jesus moet laat die mense stil bly, het gesê, die klippe sal uitroep as hulle die mense stil maak. Hierdie ongelooflike intog in Jerusalem. En wat gebeur dan? Kyk net wat lees ons. Jesus het in Jerusalem die tempelterrein binne gegaan, en nadat hy na alles rondom hom gekyk het, het hy, omdat dit reeds aand was, na Betanië vertrek met die 12. Hierdie vreeslike rumoer met die intog, Jesus kyk rond en dan gaan hy weer uit, want hulle moet gaan rus vir die aand. Dis veelzeggend, want die intog was nie waaroor dit gegaan het nie. Die intog was nie hierdie triomfantelike oorwinning nie. Dit was die eerste tree, dalk nie die eerste nie, maar 'n besliste tree op pad na Golgotha toe. Hierdie was 'n inleiding van 'n reis wat 'n week geduur het en op 'n verskriklike noot geëindig het. Maar dit was belangrik, want hierdie is die pad na die kruis toe. Die kruis waar Jesus nie net kom sê het, hy is vir ryk mense daar, hy is vir arme mense daar nie, maar waar hy dit bewys het, en waar hy ons losgekoop het, nie met rand en sent, met dollars nie, maar met sy eie bloed, sodat ek en jy, wie of wat ons ook al is, die lewe in hom kan hê. Dankie Here, vir die intog en dankie vir waar die intog geëindig het. Golgotha, die geleende graf, maar ook die opstanding in die hemelvaart. Amen. Dankie Here dat U regtig waar daar is vir my. Maak nie saak wie ek is, wat my omstandighede is nie. Dankie dat U nie mense voortrek nie. Here, dankie dat U mens geword het in die goeie van menswees, want U het vriende, familie geken, maar U het ook die swaar kry van menswees geken.
En daarom weet ek, Here, in alles wat ek as mens beleef, U is my Here en my God, my verlosser, maar ook my vriend. Amen. My vriend is Jesus, hy is getrou, hy sal my vashou, as die koue nagte om my val. Jesus, ek bely dat my lewe maak net sin omdat U by my bly. Jesus, wat 'n vriend het ons in Jesus, hy wat in ons plek kom staan. Wat 'n voorreg om gedurig tot God se troon deur hom te gaan. Hoe verbeer ons tog die vrede? Ag, hoe dikwels lei ons maar net omdat ons nie ons nodig stort in Gods Vaderhand. My vriend is Jesus, hy's getrou, hy sal my vashou, as die koue nagte om my val. Jesus, ek bely dat my lewe maak net sin omdat U by my bly. Jesus, as versoeking en beproewing of as kwelling ons bedreig, laat ons nooit mismoedig word nie. Laat ons bedes opwaarts styg. Nêrens is 'n vriend getrouwer as hy wat ons nodig weet. Jesus voel met al ons swakheid en wil deel in al ons leed. Genade onbeskryflik groot het U aan my bewys. Verlore
is Jesus, hy's getrou, hy sal my vashou, as die koue nagte om my val. Jesus, ek bely, dat my lewe maak net sin, omdat U by my bly, Jesus. Is ons swak gedruk deur laste, onder kommer neergebuig, diepe heiland onze toevlug, o, bevry ons weer van druk. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees is en bly by elkeen van julle. Amen.